Goeiedag almal, my naam is Eugene Olivier en ons gaan vandag so 'n bietjie kyk na die voeding honeer. En die voeding honeer is een van die honeers wat die hoofrigters moet doen, maar ek sien hy kom op 'n paar ander plekke ook voor. Ek hoop julle geniet hierdie saam met my. Kom ons buig gou die hoofde en dan open ons met 'n klein gebedjie. Here, baie dankie dat ons weer vandag die geleentheid het om by mekaar te wees. Wil jy asseblief teenwoordig wees en wil jy asseblief die mense wat hierdie honeer gaan doen, ryklik seën. Ons vra Here dat hulle daaruit sal leer en beter kan kyk vir hulle liggaamstempels. Amen. Nou ja, kom ons begin met die groot werk vir vandag. Die voedselpiramide is die eerste stappie waarna ons moet kyk. Nou, die voedselpiramide is eintlik oorspronklik afkomstig van die Amerikaanse FDA en hulle het die voedselpiramide vervang in die jaar 2011 met die My Board of My Board konsep. Nou ek gaan vir julle gou wys hoe lyk die My Board konsep van wat die nuutste is van die hele lot. En hier kan julle 'n prentjie sien van hoe dit lyk. Die ene wat ek vir julle hier opgesit het is die vegetariese een en die rede hoekom ek dit gedoen het is omdat die Sewendag Adventiste Kerk vegetariese dieet aanbeveel en aanmoedig. Daar is ook een vir die mense wat vleis eet en julle is welkom om daarna te gaan kyk. Nou as ons kyk na die bord, daar word definitief suiwelprodukte soos melk aanbeveel. Jou groentes is daar, jou vrugtes is daar en jy sal sien dat 'n helfte van jou bord behoort te bestaan of 'n helfte van jou dieet behoort te bestaan uit vrugte en groente, waarvan die groente bietjie meer moet wees. Ongeveer 2/3 aan die een kant moet groente wees, 2/3 van die een helfte aan die een kant en aan die ander kant het jy jou grane wat 'n groot deel opmaak en dan natuurlik jou proteïene. Toe die Amerikaanse regering vorendag kom met die My Board of My Plate konsep, het Loma Linda Universiteit hulle eie voedingsgids in die vorm van 'n voedingspiramide opgestel. Nou ons gaan vandag 'n bietjie kyk na die ene en in 'n redelike diepte. En hier word gepraat binne in die ding van porsies. Nou moenie te veel skrik vir die porsies nie, want ons gaan vir julle 'n bietjie op die volgende kiekie gaan ons vir julle beter idee gee van die hoeveelhede. Nou as ons kyk na die voedselpiramide, ons gaan begin aan die linkerkant onder en hier het jy jou volgrane. Jou volgrane is natuurlik jou brood, jou koring en jou oats, jou pastas, allerlei sulke tipe van goedertjies. En hulle sê daarso 5 tot 12 porsies. Dit is waaroor dit gaan hier, so 5 tot 12 porsies. En hoeveel is 'n porsie? 'n Porsie praat jy van ongeveer 'n ons of 30 gram, min of meer. Dan die volgende enetjie, as ons die stappie opvat, praat ons van 3 tot 4 porsies van jou vrugte, en hierso het ons natuurlik lemoene, piesangs, appels, druiwe, ensovoorts. Die volgende stappie op van dit af in die piramide, ook aan die linkerkant, is 1 tot 2 porsies van neute en sade, en hier het ons natuurlik 'n groot verskeidenheid, jy het jou klassieke peanuts ensovoorts wat binne in hierdie groep inval. Ons gaan vir nou die olies bietjie oorslaan en dan gaan ons kyk na jou melkprodukte. Hulle sê hierso van 0 tot 2 porsies per dag en dit is nou melk, kaas, yoghurt, daai tipe van produkte. Heel bo aan die piramide het ons lekker goed en ongelukkig is daar nie 'n toebediening vir dit nie. Okay. As ons afkom aan die ander kant van die piramide, sê hulle 0 tot 1 porsie van eiers en dit is natuurlik so 1 eier of 'n halwe eier, nie meer as dit nie. Dan onder dit het jy jou groenteolies, dis natuurlik olyfolie, sonneblomolie ensovoorts, 0 tot 2. En die rede hoekom
jou olies baie belangrik is hulle is baie belangrik vir die smaak van voedsel. Okay, as ons nog afgaan, kom ons uit by jou groentes, 6 tot 8 porsies daarvan, en die groentes dink ek ken julle almal, en daar het ons wortels, aardappels, kool, broccoli, beet, al daai tipe van dingetjies. Dan aan die onderkant het ons jou peule en jou soja, 1 tot 3 porsies daarvan. En ja, jou goedjies wat daar ingesluit word is natuurlik soja, en chickpeas en sulke tipe van goedertjies. Die een ding wat julle moet van bewus wees is dat B12 kan 'n probleem wees vir alle vegetariërs, en dit is 'n goeie idee om 'n B12 aanvulling te vat. Om gesond te bly is daar natuurlik 'n paar ander goedertjies wat nodig is, soos gereelde oefening wat heel in die onderkant is. Dan water, hulle beveel aan so 8 glase per dag, en sonlig het 'n mens so minimum van 10 minute nodig elke dag. Nou kom ons gaan kyk bietjie na die toepassing van hierdie. Die eerste vraag is, hoeveel van elke groep moet geëet word? Nou, ons het reeds vir julle 'n idee gegee van die porsie groottes, en ons gaan hieronder 'n bietjie verder kyk na dit. Dan die volgende ding wat ons moet vra is, hoekom moet ons gebalanseerd eet? En dis natuurlik belangrik om gesond te bly, om jou immuniteit sterk te hou, sodat jy gesond en gelukkig kan wees. Nou, die Amerikaners praat van porsies in terme van onse, en 'n ons is so min of meer 30 gram, 28,35 as jy baie tegnies wil wees. Maar om die lewe vir almal bietjie makliker te maak, beteken dit dat wat 'n mens moet inneem is groente 2 tot 3 koppies per dag, vrugte 1,5 tot 2 koppies per dag, jou grane is so 140 tot 230 gram, jou proteïene 140 tot 185 gram, en jou olie so 5 tot 7 teelepels. En dit is min of meer wat 'n mens per dag moet inneem om 'n goeie gebalanseerde dieet te kan handhaaf. Weereens, hoekom moet ons gebalanseerd eet? Om onsself gesond en sterk te hou en ons immuniteit stewig te hou, sodat ons nie vir enigiets siek word nie. En hierdie koppies wat ons sopas gedoen het, gee vir julle 'n redelike goeie aanduiding van hoeveel elke een moet inneem. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na terme. Nou, lacto verwys na laktose wat jy in melkprodukte kry of jou suiwelprodukte kry. En ovo beteken eier, verwysend na die vorm, want hy is ovaalvormig. So ovo verwys na 'n eiervormige ding. Dan moet ons bietjie kyk na terme. En die vraag is, wat is die verskil tussen die volgende? 'n lacto-ovo-vegetariër is die eerste een waarna ons moet gaan kyk. En dit is iemand wat geen dierlike produkte gebruik, behalwe melk en eiers. So dit is 'n vegetariër, geen dierlike produkte, niks vleis, niks vis, niks hoender, niks sulke goedertjies nie. Die enigste iets wat hulle inneem is melk en eiers. Dan die volgende ene waarna ons gaan kyk is 'n ovo-vegetariër. Dit is iemand wat geen dierlike produkte gebruik nie, behalwe vir eiers. So eiers is saam met die groentes en die vrugte en die stysels en die soja en die neute, is dit die enigste vorm van proteïene wat hulle inneem. Dan 'n vegan of 'n volledige vegetariër. Dit is iemand wat geen dierlike produkte inneem nie. En weer eens wil ek veral vir die mense in hierdie groep herinner dat dit is kritiek belangrik om 'n Vitamiin B12 aanvulling te gebruik, anders kan daar ongelukkig redelike ernstige neeweffekte wees. Die opdrag wat jy moet doen is om 'n lacto-ovo-vegetariese dieet te beplan vir 2 dae. Nou, jy kan hier gebruik maak van die Loma Linda se vegetariese voedselpiramide. Jy kan dit gaan opsoek op Google. Jy kan ook gaan kyk na die MyPlate, en binne in al 2 van hierdie is daar baie goeie riglyne oor hoe om hierdie dieet op te stel. En die dieet moet ingehandig word saam met julle vraestel. Dit is eintlik deel van die vraestel. Julle sal dit sien binne die vraestel. Julle moet asseblief hierdie opdrag, as julle hom klaar voltooi het en die vraestel voltooi het,
dit instuur vir julle studieleier, sodat daar 'n plan gemaak kan word, dat julle bekleed kan word vir dit. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na wat is. En die eerste ding waarna ons gaan kyk is, wat is Vitamien B1? Nou, Vitamien B1 se wetenskaplike naam is thiamin. En die siekte wat jy kry as jy 'n thiamin tekort het, kom met die naam van beriberi. En dit kom van 'n oorspronklik 'n baie interessante dingetjie, en dit is 'n vreemde taal waarin daar gepraat word van beriberi, en beriberi beteken ek kan nie. So, wat gebeur met jou as jy 'n Vitamien B1 tekort het, jy is baie moeg en uitgeput, en jy sien nie kans om te funksioneer en op te staan en te doen wat jy veronderstel is om te doen nie. Die volgende enetjie waarna ons gaan kyk is Vitamien B2. En hier gaan ons kyk na 'n redelike lang wetenskaplike naam. Die wetenskaplike naam vir Vitamien B2 is riboflavin. En riboflavin het 'n effense geel kleur aan hom. Dit is ook een van die redes hoekom 'n mens se urine geneig is om so geelerige skynsel aan te neem, veral as jy vitamiene ingeneem het. Nou, riboflavin is nodig vir rooi bloedselvorming, maar dit is ook verskriklik belangrik vir metabolisme, vir groei, en dit kan ook gebruik word vir die behandeling van migraines vir die mense wat gelukkig genoeg is om daai tipe hoofpyne te kry. So, thiamin, beriberi vir moeg en uitgeput, B2, riboflavin, rooi bloedselle, metabolisme, groei, veral van kinders, en dan natuurlik vir die behandeling van migraine. Die volgende ding waarna ons gaan kyk is bronne van verskillende voedingsstowwe. So, kom ons begin met Vitamien C. Vitamien C is 'n baie bekende ene. En jy kry Vitamien C veral in jou sitrusvrugte, soos suurlemoene, lemone, pomeloes, tomaties, aardappels. Maar jy kry dit ook in papaja, broccoli, brusselspruitjies, bosbessies, swartbessies, spinasie, kiwivrug en rooi soetrussies. Vitamien A is ons volgende een waarna ons moet gaan kyk. En Vitamien A kry jy meestal in melk, eiers, spinasie en in wortels. Die volgende ene waarna ons gaan kyk is Vitamien B1, wat ons sopas van gepraat het. En jy kry Vitamien B1 in grane en oats. Dis nou jou havermout, soos in Jungle se havermout oatspap in die oggende. Jy kry dit ook uit appelkose, uit pynappels en uit neute. Kom ons gaan weer deur hierdie lys. Jou graankosse, en hier sluit ons in iets soos oats of havermout, appelkose, pynappels en neute. Vitamien B2, dit was B1 is 'n thiamin, B2 is riboflavin. Jy kry dit uit melk, kaas, groen groentes, lewer en sojabone. Nou, persoonlik is ek nie 'n groot voorstander van lewer nie, maar nou ja. Vitamien B2, net om julle te herinner, melk, kaas, groen groentes, met ander woorde weer eens jou spinasie tipe van groentes, lewer en sojabone. Yster. Goeie bronne vir yster is vleis, vis en hoender. Ek herhaal daai vir julle, vleis, vis en hoender, maar jy kry ook baie goeie ysteraanvulling vanuit lensies, jou groen blaargroente, so weer eens dieselfde as die B2, en jy kry dit ook uit arbeie uit. Kalsium is baie bekend dat ons dit kry uit melk en kaas. Ander produkte waar ons dit kry is neute, sade, boontjies en volgraanbrood, wat 'n baie goeie bron van kalsium is. Nou gaan ons 'n bietjie gesels oor water. Water is nodig om dehydrasie te voorkom. En dehydrasie is ongelukkig een van daai siektes of een van daai toestande wat heeltemal in staat is om jou lewe vir jou weg te neem. So is baie belangrik om genoeg water in te neem. Water is ook belangrik vir reiniging van die liggaam, beide binnekant sowel as buitekant. So as jou niere nie goed genoeg werk nie,
dan gaan jou niere en jou urine gekonsentreerd raak en die kleur daarvan donker raak. 'n Mens se urine behoort 'n ligte kleur te hê. Die algemene reël is, drink as jy dors is. Op hierdie stadium word daar aanbeveel dat 'n gemiddelde mens ongeveer 8 glase water per dag moet drink. En die algemene riglyn is, jy moet terugplaas dit wat jy verloor. Nou die 8 glase reël hang natuurlik af. In die winter het 'n mens so 1 of 2 glase minder nodig, en in die somer, of as jy oefen, of as jy baie sweet, het jy bietjie meer nodig. En vir iemand wat intense oefening doen, jy kan gaan tot 12 glase per dag. Kom ons kyk 'n bietjie na die korrelasie tussen siektes en die eet. Die eerste ene waarna ons moet kyk is diabetes. Nou, diabetes is definitief direk gekoppel aan die eet, die hoeveelheid wat jy eet, sowel as die kos wat jy eet. Diabetes is definitief gekoppel ook aan gewig of hoe groot jy is, en daar is 'n algemene reël wat sê sodra iemand se omtrek meer as 1 meter is jy in gevaar om suikersiekte of diabetes op te tel. Natuurlik, diabetes kan goed beheer word deur die eet, en ongeveer 20% van mense kan absoluut beheer word slegs deur die eet, en hulle het nie nodig vir enige medikasie behalwe dit nie. Oefening is ook natuurlik baie belangrik, want dit help om jou spiere fiks te hou, en dit help om jou gewig te beheer, en op daardie manier het dit 'n groot invloed op die voorkoming van diabetes. Die volgende enetjie waarna ons moet kyk is kardiovaskulêre siektes of hartaanvalle, wat jou ergste vorm van dit is. En kardiovaskulêre siektes is gekoppel aan iets soos rook, maar weer eens ook aan gewig, jou BMI, jou liggaamsmassa-indeks. Die BMI staan vir, is die Engels vir Body Mass Index, maar dit is liggaamsmassa-indeks wat 'n mens baie maklik kan bereken. Weer eens, om kardiovaskulêre siektes te voorkom, is oefening van kritieke belang om jou are fiks en soepel te hou en te keer dat jy hartsiektes optel. Nog enetjie wat definitief direk gekoppel is aan die eet is kanker. Daar is byvoorbeeld gevind dat maagkanker baie algemeen is in Japan, terwyl kolonkanker baie algemeen is in die VSA. En wat hulle gevind het is dat mense wat trek byvoorbeeld van Japan na die VSA toe, skakel hulle risiko van maagkanker uit, maar die risiko vir kolonkanker word drasties hoër. En dit is natuurlik 'n bewys dat dit hoofsaaklik 'n dieetgekoppelde siekte is, beide van hierdie tipes van kankers. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na brood. Nou, hier heel aan die onderkant, links, het ek vir julle 'n graankorrel, 'n deursnit van 'n graankorrel opgesit. En julle sal sien dat daar is 3 gedeeltes. Daar word gepraat van bran. Nou, bran is semel in Afrikaans, en dan die endosperm wat endosperm bly, dit is die wit deel, en dan die kiem of die germ, soos wat hulle sê in Engels. Nou, as ons kyk na waar kry 'n mens witbrood vandaan? Witbrood word hoofsaaklik, wel eintlik uitsluitlik gemaak van die endosperm, en dit is net die wit deel van die koringkorrel. Dan die bruin gedeelte, of bruinbrood althans, die bruin bevat ook die vesel, of die semel, of die bran daarvan, en hierdie is baie goed vir die voorkoming van diabetes, kanker, sowel as hartlywigheid. En dan kom ons uit by my gunsteling een, en dit is volgraanbrood. Nou, volgraanbrood word gemaak van al 3 dele, en dit is die gesondste opsie wat 'n mens het. So, jou volgraanbrood bestaan uit al die dele van die koringkorrel, met ander woorde, daar's endosperm, daar's vesel of semel daar binne-in, en dan natuurlik die kiem is ook ingesluit. Die volgende ietsie waarna ons moet kyk is ADP of RDA, en hierdie staan vir die ADP
wat die P is vir porsie, of hulle praat ook van 'n toelaat, so dit kan ADP of ADT wees, en dit verwys na aanbeveelde daaglikse porsie of aanbeveelde daaglikse toelaat, om vir jou 'n idee te gee van hoeveel jy nodig het om elke dag in te neem. Die Engels daarvoor is RDA en dit staan vir Recommended Daily Allowance. Nou gaan ons bietjie kyk na te veel vitamines en minerale. Oor die algemeen is daar twee klasse van vitamines. Eerstens kry ons die vetoplosbare vitamine. En die vetoplosbare vitamine bestaan uit 4. Hulle is vitamine A, D, E en K. Ek herhaal hulle vir jou. A, D, E en K. Die ander groot groep wat ons het is wateroplosbare vitamine. Nou, waar hierdie vandaan kom en waar dit baie belangrik raak, is dat van die wateroplosbare vitamine is daar slegs een wat in jou liggaam gestoor word, en dit is vitamine B12. En dit word gestoor in jou lewer. Die res van die wateroplosbare vitamines, dit wat jy nie nodig het nie, skei jy gewoonlik baie vinnig uit deur jou urine. En dit is hoekom as jy 'n vitamienaanvulling gevat het, kleur jou urine gewoonlik en enige oortollige vitamines word uitgeskei. Jou probleem wat jy het met jou vetoplosbare vitamine, jou A, D, E en K, hulle versamel binne in die liggaam en ongelukkig as jy genoeg van hulle inneem, kan hulle jou vergiftig. Die enigste een wat 'n probleem is in die verband is vitamine B12, wat ons gesê het wat gestoor word binne in die lewer. Dan kan ons kyk 'n bietjie na minerale. Mineraalvergiftiging is ook moontlik, maar dit is die uitsondering op die reël. Julle moet net bewus daarvan wees dat 'n mens het minerale nodig, soos koper, boor, yster en mangaan, en dit is maar net 'n paar van die wat ons so vinnig kan noem. Ek hoop julle het hierdie geniet, en ek hoop julle kry julle honeers vinnig afgehandel. Kom ons sluit gou die oë, sodat ons net hierdie taaltjie kan afsluit. Kom ons buig die hoofde. O Here, baie dankie dat U ons liggame so wonderlik gemaak het. Dankie dat U ons liggame gebruik as die tempel van die Heilige Gees. O Here, help ons om mooi te sorg vir die tempel wat U aan ons toevertrou het, sodat ons gevul kan word met U teenwoordigheid in ons lewens, elke dag en elke oomblik. Wees U saam met almal wat hierdie program besig is om aan te werk, en ek hoop dat hulle die honeer geniet het. Amen. Baie dankie almal. Totsiens vir julle rustige dag. Bye bye.